Goeiedag vriende, baie welkom by Huisfiks. Ek het die afgelope paar weke nogal lekker Wimbledon gekyk en ook nou die sokker gekyk. En een van die dinge wat my opgeval het is dat by al twee hierdie geleenthede was daar altyd so 'n bietjie van die eregaste. Natuurlik by Wimbledon die Royal Family wat daar gesit het en dan altyd die kamera altyd so gedraai na ouens wat voorheen ook maar ou groot tennis gespeel het of bekende figure was. En toe ek nou so 'n bietjie sokker gekry het vir al die eindstryd ook, dan sien 'n mens maar dan draai die kamera na hierdie groot sokkerspeler toe. Daai belangrike ou ook al die groot ouens van Hollywood. En het ek ook vir president Trump daar gesien. Nou is daar een vrees of een gedagte wat ek nooit gehad het toe ek Wimbledon, eintlik die paar weke of maande voorafgaande van Wimbledon en die wêreldbeker sokker is dat ek 'n uitnodiging sou kry om daar in een van daardie belangrike boksies te gaan sit nie. Net so min as wat ek daai verwagting gehad het om by Wimbledon of van Wimbledon 'n uitnodiging te kry of miskien van die wêreldbeker sokker van FIFA af te sê kom sit hier by die belangrike manne in die boks. Net so min het baie van die gewone Jode in die tyd van die Here Jesus Christus gedink dat hulle die dag sal hoor wanneer 'n belangrike rabbi wat later uit die dood sou opstaan, eers gekruisig word en dan uit die dood sou opstaan vir hulle sou sê, kom na my toe. En die wonderlike uitnodiging word beskryf deur Matteus, die tollenaar wat tot bekering kom. Die een wat eintlik nooit sou verwag dat iemand 'n rabbi daar by die tolhuis sou kom staan en sê, ou Matteus, kom 'n bietjie, kom. Ek roep jou, die Here het hom geroep. En dan beklemtoon hy juis hierdie gedagte hier in Matteus 11 as hy sê, Vader, ek dank U dat U hierdie boodskap toevertrou het aan eenvoudige mense. En dan sê vers 27, my Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. En dan kom hy met hierdie oop uitnodiging, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Vriende, wat 'n wonderlike uitnodiging rig Jesus nie hier aan elke mens. Om te dink dat die Skepper God se Seun, hy wat in die Vader is en die Vader in hom, hulle het mekaar ken, vandag steeds na mense toe draai. En gewone mense, nie die wat net in die bokse van Wimbledon of van die hoofpaviljoene hoort nie. Maar gewone mense, soos ek en jy. Mense wat nie eintlik ooit of dikwels genooi word na groterige funksies en plekke nie, dat hy juis ook na mense soos ons toe draai en sê, kom na my toe. Die Skepper God, die almagtige God, die opgestane Here wat aan die regterkant van die Vader sit, sê vir jou en vir my juk is sag, my las is lig, en ek wil my aan jou openbaar. Hy doen dit hier. Sy woord, wanneer hy na my en jou toe kom, en hy sê vir my, ek het jou lief, dan sê ek wil my en jou bekendstel. En ek wil jou uitdaag, vat vanmôre hierdie uitnodiging, verdiep jou, en die uitreik, die uitnodiging, weer eens, van Christus en die Vader, vir jou en my, om hulle beter te leer ken. Vader, ons het nie uitnodiging gekry na Wimbledon of na die wêreldbeker eindstryd nie. Maar ons weet, ons word uitgenooi om by U aan die tafel in die ewigheid te sit. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, baie seën vir jou vir hierdie week. Totsiens.